Goeiedag manne, baie welkom by Landboubestuurspraktyke graad 11. Ek het net hierdie een videoetjie wat ek vir jou maak in hierdie tyd wat jy nie by die skool is nie, dat ons net op dieselfde plek begin as jy teruggekom het, of as jy dan nou terugkom. Jy kan saam met my oopmaak op bladsy 20, ek gaan net so vinnig deur daai goedjies gaan wat ons reeds bespreek het in die klas. Ons het laas gepraat oor die verskillende seleksiemetodes. En ons het vir mekaar gesê ons kan skape selekteer volgens hand en oog, of deur prestasietoetsings en deur blap. Ons het ook gesê dat hand en oog seleksie is dan net deur fisies na die dier te kyk en ons kyk na die wol en die bouvorm. As ons kyk na prestasietoetsing, dan vergelyk ons diere met mekaar. En dan wanneer ons kyk na 'n blap, dan is dit 'n wetenskaplike voorspelwaarde wat ons gee aan 'n dier vir 'n spesifieke eienskap. Dan het ons ook onderskei tussen fenotipiese seleksie en genotipiese seleksie. Fenotypies beteken ons kyk net fisies na die dier, na sy voorkoms. En genotipiese seleksie het ons vir mekaar gesê, is wanneer ons dan kies volgens die genetika. En dit kan ons dan doen volgens stamboomseleksie of nageslagtoetsing. So as kyk na stamboomseleksie, dan gaan dit oor die voor- en nageslag van die dier, en ons plot dit uit en kyk na die potensiaal van hierdie diere, wat hulle dan nou vir ons kan gee. En spesifiek probeer ons dan 'n voorspelling maak van die waarde van 'n dier of sy potensiaal om te teel en 'n nageslag te produseer. En 'n nageslagtoetsing kyk ons dan nou spesifiek na die nageslag van die dier. Ons toets hulle en gee dan vir daardie diere waarde. Ons het reeds nou ook daaroor gepraat. So nou kan ons net kyk na die seleksietegnieke. By ooilammers het ek gesê is dit belangrik die bestuur en teenbeginsel om op speenouderdom reeds seleksie toe te pas en minderwaardige diere uit te skakel. Op bladsy 21 heel boon het ek gesê ons gaan so tussen 15 en 20% van die ooilammers met merkbare afwykings, soos byvoorbeeld dat hulle te klein is, of 'n swak bouvorm het, of oorplooi is, kies ons dan reeds by speen uit. So wanneer die dier dan gespeen word, kan sy maag weggevat word, dan kies ons al dadelik van die diere. Toe het ons gesê, die groei van die lam tot op speenouderdom is 'n belangrike aanduiding van sowel die bestuur as die melkproduksie van die ooi. So nie net kan ek dan 'n seleksie maak in terme van die lam nie, maar ook in die waarde van 'n ooi dan. Die toepassing van seleksie in hierdie stadium verseker dat ooilammers van 'n goeie gehalte behoorlik ontwikkel en ook uitgroei. Ons het ook gesê die uitskot lammers, wat beteken is die swakker lammers, die sterk kant. In ander woorde, as ons na al die diere kyk wat voor ons staan, sal dit die diere wees wat die swakste is, wat ons dan probeer uitklas. Moet so gauw as moontlik onttrekvet gemaak en bemark word. Ek kry nog steeds geld uit hulle, omdat ek dan hulle verkoop as vleis. En dit het ons gesê, die ooilammers word dus op speenouderdom geselekteer op grond van die groeiprestasie en dan word erg minderwaardige diere in 'n vroeë stadium uit die teelprogram geëlimineer en gaan ons dan na die voer wat daardie dier sou eet en vir ander beter diere kan gee. Dan seleksie van jong ooie moet voor die paarseisoen gedoen word om te verseker dat daar voldoende vervangingsooie is. Met ander woorde, ons gaan van die ooie wat oorbly en ons 40% terughou van daardie lammers. Dan seleksie vir reproduksie. Het ons dan gesê, reproduksietempo is die belangrikste ekonomiese eienskap vir kuddeboere en is eweneens van kardinale belang by stoetteelers. Wat ons eintlik nou maar hiermee sê is, as ek byvoorbeeld selekteer vir diere om te teel, kan ek nie, hoe meer diere daar is, hoe beter kan ek selekteer, hoe strenger kan ek selekteer. So ek wil eers kyk dat daar hoeveelheid diere is. Hoe kry ek hoeveelheid diere as die reproduksie optimaal is? Elke ooi moet ten minste vir my 1 lam gee en meer. Ons wil ten minste 120% speen as dit moontlik is, selfs meer. Ons moet dan ten minste 130-145% lam. So ons kan sommer net in die algemeen na kyk, die oorerflikheid is oorwegend laer as by vag- en liggaamseienskappe. Wat dit eintlik maar vir my sê is, as ek selekteer vir reproduksie, is die oorerflikheid daarvan eintlik laer, maar daar is tog nog steeds dit is nog steeds 'n eienskap wat oorerflik is. Die werklike teeldoelwit is die verhoging van die aantal lammers spesifiek. Die seleksie word dus gemik op 'n kombinasie van die vermoë om dragtig te raak, beset te raak, meerlinge te produseer, met ander woorde meer as 1 lam op 'n slag, en om die diere dan tot speen te dra. So ek gaan ooie kies wat baie lammers gee, goeie, sterk, gesonde lammers, met ander woorde hulle is van goeie kwaliteit, en dan moet die ooi dan byvoorbeeld daai lammers goeie melk kan gee en vir hulle sorg totdat ons hulle dan speen.
Dan sê hulle daar ook, dit behels die seleksie vir vrugbaarheid sowel as moedereienskappe. Ons gaan later by die lam, as ons kyk na lamtyd, gaan ons praat oor moedereienskappe. Seleksie vir aantal lammers of massa lam gespeen lei tot 'n hoër speenpersentasie natuurlik. So as ek dit my fokus maak, soos ek vir jou sê, as jy op die plaas kom en jy selekteer spesifiek vir die hoeveelheid diere en dan nou spesifiek vir 'n speenpersentasie in plaas van net 'n lampersentasie, sal dit dan verbeter. Ooi-seleksie moet hoofsaaklik gemik word op die verhoging van doeltreffendheid in die huidige kudde. So jy moet ook maar jou eie diere in ag neem as jy dan selekteer. En die laaste een is dan seleksie vir vrugbaarheid. Soos net so vinnig daarna kyk, ons klas ramme vir teelwaarde en ouderdom. Ons identifiseer ooe dan wat tweelinge gee, belangrik. Ons identifiseer tweeling lammers. So met ander woorde, ek gaan met ooe teel wat vir my tweelinge gee, maar ek gaan ook met daardie ooe se kinders. As ek sê nou maar 'n ooi kies en sy is deel van 'n tweeling gewees, dan gaan ek haar spesifiek kies om mee te teel. Hulle sê ook gebruik ramme wat van meerlinge afkom, met ander woorde wat een van 'n 2 of 3ling was. En dan sê hulle vervang 20 tot 25% van jou ramme per jaar. Dis 'n gevaar wat ons kan inloop as ons ramme op 'n plaas te oud kan laat raak. Ons moet dan ten minste 'n ram gebruik vir 4 jaar en hom dan vervang. Koop sover moontlik prestasiegetoetste ramme uit jou eie omgewing aan, met ander woorde ramme wat aangepas is en wat definitief kan teel. So ek moet 'n sekere toetse met hom maak. Ons kan hulle teen mekaar byvoorbeeld laat meeding spesifiek ramme om te kyk hoe goed hulle presteer. Dan sê hulle ook selekteer ooe vir moedereienskappe en selekteer nie reproduseerders uit. So die belangrikste ding, as ek op die plaas kom en ek het ooe wat byvoorbeeld nie dragtig raak nie, of ek het ooe wat nie lam nie, of wat se lammers doodgaan, moet ek teen hulle selekteer, so ver as wat my getal dit vir my toelaat. Hoe strenger ons daar selekteer, hoe beter en hoe vinniger raak ons kudde dan ook beter in terme van reproduksie. Dan kan jy gou kyk by teeling. Ek het vir jou daar gesê, jy kan merk, onderstreep sommer daar, teeling is die seleksie en die beplande paring van diere wat geskik is vir teeling. Dit wil sê, dis bepaalde diere wat met mekaar gepaar word ten einde verbetering in die nageslag te probeer bewerkstellig en sodoende die genetiese potensiaal van die kudde geleidelik verhoog. So met ander woorde, daar's twee goed wat belangrik is by teeling, seleksie van diere en dan die paring van hulle. So die paringsmetode is belangrik, die bestuur tydens die paartydperk is baie belangrik, die voorbereiding van ramme sowel as ooe vir paartyd is baie belangrik en ons gaan daarna kyk. Maar dan ook belangrik, ons moet die regte ooe en ramme bymekaar sit, ons moet die regte diere selekteer. Dan sê hulle vir jou die sukses of mislukking van enige teelstelsel hang af van die voorkoms en die verhouding van wenslike gene teenoor minder wenslike gene in die kudde en die teeler se vermoë om doeltreffend te selekteer. Verskoning. Met ander woorde, ons kyk watter eienskappe het my kudde wat goed is teenoor die wat sleg is. So ons kan dan daarop ons sukses bepaal. As daar meer goeie gene as swak gene of eienskappe is, dan is ek in die regte rigting. As ek byvoorbeeld meer swak eienskappe in my kudde sien as goeie eienskappe, dan is ek besig om in die verkeerde rigting te selekteer of dan nou te teel. En dan ook, die volgende een is dan die teeler se vermoë om doeltreffend te selekteer. Ek moet 'n goeie seleksiekriteria opstel, soos ek vir jou gesê het. Ek moet gaan sit as ek op die plaas kom en besluit, as ek 'n plaasbestuurder is op 'n plaas byvoorbeeld, wat is die eienskappe waarvoor ek gaan selekteer en dan moet ek daarby hou. Ek kan nie vir my 'n lys maak wat te streng is nie, dan het ek geen diere oor waarmee ek kan teel nie, veral nie as ons begin met 'n swakker kudde nie. Of ek kan byvoorbeeld nie 'n seleksiekriteria lysie opstel, dis die goedjies waarvoor ek gaan selekteer, die hoë reproduksie, ek gaan net met tweelinge teel, as ek ooit nie dragtig is nie, dan gaan ons nie met haar teel nie, ensovoorts, maar as ek nie daarby hou nie, of ek gee vir diere dan tweede kanse, dan is dit my eie skuld, dan is ek nie besig om goed te selekteer of doeltreffend dan te selekteer. As ons byvoorbeeld kyk na teeling, is daar 'n verskeidenheid van stelsels. Ons gaan bietjie later praat oor die paringstelsels, maar hierdie gaan nou spesifiek oor teeling en veral vir ouens wat miskien met stoetteeling te doen het. Ons kry eerstens deel ons die teelingstelsels in twee tipes. Ons kry verwante teeling en nie verwante teeling. Met ander woorde, verwante teeling beteken ons teel met diere wat verwant is van mekaar, wat familie is van mekaar. En nie verwante teeling beteken ons teel met diere
wat nie familie is van mekaar of nie verwant is van mekaar. Onder verwante teeling wat ons dan eers gaan behandel, kry ons inteling en lynteling. By inteling kan jy daar merk, dit is die paring van diere wat verwant is, of meer bepaald, as jy die definisie moet ken, dis die paring van diere wat nader aan mekaar verwant is, as die gemiddelde verwantskap in die kudde. Met ander woorde, dit is broers wat met susters geteel word, of 'n ram wat met sy dogters moet teel, soos wat ons baie keer onverwags kry. Dit is dan 'n vorm van inteling, is baie naby teling, met ander woorde, dis diere wat naby verwant is aan mekaar, en daarom is dit dan ook 'n gedeelte, of dan nou familieteling. Hulle sê daar die intensiefste vorm van inteling, is die herhaalde paring van volbroer met volsuster, vader met dogter of seun met moeder. Ek gee sommer hier vir jou 'n voorbeeld, as jy kyk hier, waar my pointer dan vir jou wys, hierdie teling hier is dan inteling. So hier is ek wys hierdie voorbeeld dan nou spesifiek met perde. So hierdie ma en pa het met mekaar het geteel, en hulle 3 kinders gekry, en as hierdie broer en suster dan met mekaar teel, en weer nageslag kry, dan is hierdie dan inteling. Waar as hierdie argument onthaal met hierdie buitestander, wat nie familie is van hierdie familie nie, byvoorbeeld sou teel, dan is dit uitteling, of ons noem dit dan nou nie verwante teling. Jy kan daar kyk na die voor- en nadele, ek gaan nie almal met jou in detail deurgaan nie, jy kan sommer net vir jou daar merk, jy moet ten minste 4 by elkeen ken. Voordele, dit help om ongewenste eienskappe te ontbloot, met ander woorde, ek gaan baie vinnig foute sien as ek inteel, want dit is dieselfde gene wat die hele tyd voorkom. Dit bevorder eenvormige familie, so as ek 'n uitstaande diere het, en ek teel hulle net met mekaar, gaan dit baie vinnig daardie goeie eienskappe vasteel. Dit verhoog erfdwang, en dit vermeerder die aantal homozigotiese geenpare in 'n bevolking. Dit beteken, as ons byvoorbeeld kyk na hierdie 2 diere se gene, hierdie is heterozigoties, en hierdie is homozigoties. So dieselfde tipe gene gaan die hele tyd na vore kom, dis eintlik maar wat dit vir ons sê. Die nadele kan jy sommer daar merk, inteling neig om die lewenskragtigheid van 'n nageslag te verlaag, met ander woorde, omdat dit, ek dink nie, omdat diere nie so gemaak is om in te teel nie, begin hulle oorlewing affekteer, en sal hulle dan moeiliker oorleef. Hulle sê ongewenste gene word met so spoed homozigoties, dat dit onmoontlik is om al die diere wat swakhede as gevolg hiervan toon uit die kudde te verwyder, wat dit eintlik maar vir jou sê, net soos wat die goeie eienskappe vasgeteel word, word die slegte eienskappe ook vasgeteel. Dit is belangrik om dit te onthou. Dan dis seker die hoofnadeel van inteling. Dan sekere ongewenste eienskappe kan in die hele kudde vasgeteel word, soos versprei daardie gene van daardie individu dan baie vinnig. Daar vind 'n afname in genetiese variasie plaas, met ander woorde die verskeidenheid van moontlike verskille vir een eienskap. As ons byvoorbeeld dink aan die kleur van 'n dier, as ons byvoorbeeld sou selekteer net vir een kleur, dan sal die ander kleure baie minder raak. So daardie een kleur sal dan meer prominent raak, wat nou nie altyd so goed is as ons dink aan swak eienskappe soos wol. As wol begin swak raak van die eienskappe van wol, wil ons daardie variasie hê van beter eienskappe, of dan nou in bouvorm of wat ook al. Punt E sê dit gee dikwels aanleiding tot gebreklike diere, is een van die punte, en slegs 'n deskundige kan hierdie stelsel met vrymoedigheid toepas. So jy kan net as 'n deskundige dit gebruik, en diere se produksie en vrugbaarheid word soms nadelig geaffekteer, so hulle kan begin onvrugbaar raak. Dan kan jy kyk ook by lynteling, kan jy merk, dit is 'n minder strawwe vorm van inteling, en is daarop ingestel om verwantskap te behou met 'n besondere uitstaande voorouder. Die voorbeeld wat ons hier kan gee is, as ek byvoorbeeld 'n bil koop van R1 miljoen, argument onthou, dan is hierdie bil geweldig baie werk, en sal hy dan geneties geweldig baie waarde hê. Kom ons sê ek koop 'n ram van R200.000. Dan gaan ek soveel as moontlik hierdie uitstaande goeie eienskappe in my kudde probeer inteel, en dan kan ek lynteling gebruik. So dit is nog steeds verwante diere wat byvoorbeeld met mekaar geteel word, maar in plaas daarvan dat 'n volbroer en 'n volsuster, met ander woorde die broer of suster van albei dieselfde ouers, in plaas van dat hulle met mekaar teel soos by inteling, sal ons byvoorbeeld 'n oupa grootjie op sy agterkleinkind sit,
byvoorbeeld die oupa grootjie sal sy agterkleindogter dek, sodat die gene van hom nog steeds in daardie nageslag vasgeteel word. En dit is dan net in toestande of omstandighede waar dit 'n uitstaande dier is. So ons kan nog steeds dit gebruik, lynteeling gebruik, en is 'n goeie ding wat 'n ou kan gebruik, maar weer eens, 'n deskundige moet dit gebruik. Die voor- en nadele dan vir lynteeling is baie soortgelyk aan inteeling. Hierso wys ek sommer vir jou, as ons byvoorbeeld kyk na hierdie diere, as jy so rukkie kyk na hierdie prentjie, gaan dit vir jou dadelik sin maak. Wil jy moet dit dan pause hier sodat jy kan sien. As ons byvoorbeeld kyk na hierdie voorouer F, hy's gekruis met hierdie voorouer J, en hulle het 'n kind gekry, en toe sit hulle hierdie VR1 bo op hom. En toe sit hulle weer hierdie oupa op hierdie kind. En toe hulle geteel is, nou sal hierdie F, hulle sê nou dis die vrieskoei, in die beeste se voorbeeld, dan sal hierdie F dan nou 'n groter gedeelte uitmaak van die nageslag, as wat dit net sou wees as F met VR gekruis het. So al drie hierdie individue se gene is in hierdie nageslag, kom dit na vore, maar hierdie F het 'n groter invloed op hoe hierdie nageslag lyk, as byvoorbeeld die ander twee diere. As ons dan kyk na nie verwante kruising, met ander woorde diere wat nie familie is van mekaar het, kan ons dit opdeel in 3 soorte: spesiekruising, kruisdeling en opgradering, en dan sal dan spesifiek na dit verwys word. By spesiekruising is presies wat die woord sê, is wanneer twee spesies met mekaar gekruis word. Met ander woorde, twee diere wat nie onder normale omstandighede regtig sou kruis met mekaar nie, soos byvoorbeeld 'n donkie wat met 'n perd gekruis word. As ons byvoorbeeld hier kyk, donkies, as hulle byvoorbeeld 'n donkie hings op 'n perdmerrie sit, dan kry ons 'n muil. En hierdie muil is dan 'n onvrugbare dier, want dit gaan oor die aantal kromosome in die selle, sodat die dier dan nie weer kan voortplant nie. So as ons hulle dan kruis, dan sal dit vir 'n spesifieke doel wees. Nie alle spesies kan kruis nie, maar sekere spesies sal dan kan kruis, en daar sal dan 'n spesifieke doel wees, soos byvoorbeeld by die muil, waar ons dan gebruik maak van 'n dier wat baie hard kan werk en uitstaande werk kan lewer om swaar vragte te trek of te dra. So daar is 'n spesifieke rede hoekom ons dit dan sal kruis. Ons gebruik dit nie baie in die landbou nie, maar ons kan dit dan ook gebruik. Jy kan daarso merk, dis die wydste vorm van nie verwante teeling en beteken die kruising van verskillende spesies. Byvoorbeeld 'n donkie met 'n perd wat 'n muil gee. As ons dan kyk na kruisteeling, kan jy daarso merk, dis die paring van suiwerteelende of rasegte diere van verskillende rasse, soos byvoorbeeld 'n Dorsetshond ram wat met 'n swartkop persie kruis, om dan vir ons die dorper te gee. Of as ons dan sê, ons het 'n tweede kudde, soos ek reeds al vir julle verduidelik het, waar ons met merinos boer, en ons koop dan vir ons 'n dormeram, ons sit die dormeram op die merinos, en die twee rasse word met mekaar gekruis, en die beste eienskappe van al twee rasse behoort dan na vore te kom. So hier wys ek sommer vir jou merino aan die linkerkant en die dormer aan die regterkant, wat dan vir ons hierdie kruisras lammers gee, en as jy dan nou hier kyk na hulle, dis 'n lammertjies wat wol dra, maar wat uitstaande bouvorm het. Ons sal dit dan ook vir 'n spesifieke rede doen. So jy kan dan ook sommer kyk na die voor- en nadele daar. Die voordele is ons ontwikkel nuwe rasse. So as ons diere kruis, kan ons hulle dan laat registreer om 'n nuwe ras te vorm, wat dan nou uit die kruisgeteelde diere is. Die diere groei vinniger, het hoër speenmassa en is dikwels vinnig bemarkbaar en geslagsryp as suiwer rasse. En ons noem dit dan spesifiek basterkrag, daardie woord moet jy ken. So as ons twee rasse dan met mekaar kruis, dan kry ons basterkrag. So die beste eienskappe van albei kom dan eintlik na vore. Dit is dikwels meer vrugbaar dan ook as suiwer rasse. Hierdie diere beskik oor 'n beter aanpassingsvermoë as meeste suiwer rasse. Hulle is gewoonlik meer bestand teen siektes en het gevolglik laer mortaliteit as suiwer rasse. Onthou, mortaliteit beteken sterftes, vrektes. Hulle benut voer beter, dit wil sê hulle is meer doeltreffend in terme van voerverbruik in vergelyking met suiwer rasse, dan nou spesifiek vir diere wat in 'n voerkraal gaan staan, en hulle beskik gewoonlik oor beter moedereienskappe as suiwer rasse. So dis die beste eienskappe wat dan na vore kom. Die nadeel is, kruisras diere is oor die algemeen ongeskik vir teeldoeleindes, as gevolg van die hoë mate van die heterozigositeit
Wat dit vir jou sê is, as hierdie twee rasse gekruis is, ons gaan nie met hierdie lammertjies wat aangekom het, weer teel nie. Ons sal hulle dan skeer vir die wol en dadelik slag. So met ander woorde, as hulle dan slagreg is. Ons gaan nie sommer met hulle teel nie, want die variasie wat nou in hierdie lammers voorkom is te groot. Daar's 'n groot verskeidenheid van gene in hierdie lammers, wat beteken, hulle gaan vir ons 'n groot verskeidenheid van nageslag gee. So ons gaan hierdie kruising eenmaal doen, as ons dan nou nie 'n nuwe ras byvoorbeeld ontwikkel nie, maar in spesifiek om basterkrag te kry, en sal ons dan hulle dan slag. Hulle sê ook, daar suiwer rasse kan nie sonder meer met mekaar gekruis word nie, vereis baie kennis en ervaring, en spesifiek as jy dit wil doen as die teeler, en dan verskillende rasse moet aangehou word wat kapitaalbesteding noodwendig verhoog, wat beteken as ek 'n dorme ram het, en ek het 'n tweede kudde merinos, en ek kruis hulle dan vir daardie goeie bouvorm wat ek dan kry, moet ek versigtig wees dat hierdie dorme ram nie my eerste kudde of my beste ooe dan dek nie, anders gaan ons dan heeltemal 'n nuwe ras kry. Dan gaan al die diere gekruis word. So om hulle dan apart hou, is gewoonlik 'n uitdaging, en 'n ou sal dan 'n kamp spesiaal vir hulle moet hê, veral as jy dan met meer as een tipe ras boer op die plaas. Die laaste een waarna ons dan kyk is opgradering, en jy kan daar merk, opgradering is die aanhoudende gebruik geslag na geslag van manlike diere van 'n bepaalde ras op 'n kudde van 'n ander ras. Byvoorbeeld die agtereenvolgende gebruik van byvoorbeeld 'n merino ram op 'n afrino kudde met die doel om mettertyd 'n merino te bou. Soos wat jy kan sien aan die linkerkant, dis 'n afrino, en dan mettertyd soos wat ons elke keer, as ons byvoorbeeld die eerste jaar sit ons 'n merino ram op die afrino ooe, en die volgende jaar sit ons dan op daardie lammers wat aangekom het, weer 'n merino ram, en dan op hulle lammers sit ons weer 'n merino ram, nie noodwendig dieselfde ram nie, net dieselfde ras, wat beteken dat ons mettertyd oorskakel, tussen 5 en 7 generasies later, behoort ons dan merinos te hê en nie meer afrinos nie. Okay, so dit is wat bedoel word met opgradering. Ons verander mettertyd van 'n ras, soos wat ons dieselfde ras herhaaldelik op die nageslag gebruik. Hoekom sal ek dit wil doen? Kyk gou na die voordele. Dis die mees ekonomiese metode om 'n kudde geneties te verbeter, en slegs manlike diere word aangekoop in plaas van 'n hele nuwe kudde. Wat daarmee bedoel word, as ek byvoorbeeld wil verander van afrinos na merinos toe, kan ek of al die afrinos verkoop en merinos inkoop en so met merinos begin boer, wat 'n baie duur stap is. En daarom dan, as ek nie dit sou kies nie, maar eerder elke jaar net merinos opsit, sal ek oor 'n redelike lang tyd dan uiteindelik met merinos boer. Dan 'n nuwe ras word geleidelik in 'n nuwe omgewing ingevoer, so die diere gaan mettertyd ingevoer word, wat beteken is nie eensklaps wat hulle sommer in die area is nie, dit beteken hulle sal meer aangepas wees. Geen gespesialiseerde kennis word deur die teeler benodig nie, met ander woorde, as ek net die regte ramme het, of dieselfde ras dan behoort dit reg uit te werk, en dan die laaste een is die moontlikheid van gebreklike nasate, en 'n agteruitgang van diere is gewoonlik gering. Die nadele, dit duur minstens 7 generasies om 'n suiwer kudde daar te stel, wat natuurlik tyd vat. So by skape, as ons 1 keer 'n jaar lam, sal dit heel moontlik tussen 5 en 8 jaar, selfs langer wees, voordat ek kan sê, reg, dit is nou 'n suiwer merino waarmee ek boer. Die handelswaarde van manlike diere van eerste paar generasies is relatief laag in vergelyking met suiwer diere, aangesien dit nie as teeldiere verkoop word nie. So wat hulle daar vir jou sê is, as ons byvoorbeeld die eerste keer die ramme op die afrinos sit, hulle nageslag, daardie ramlammers, kan ons dan nie verkoop as afrinos nie, want hulle is dan 50% merinos, 50% afrinos, wat beteken hulle is nie ras-egte diere nie. En die laaste punt sê hulle dan vir jou is, ramme moet altyd aangekoop word, aangesien die teeler nie van sy eie manlike diere gebruik kan maak nie. Presies soos die vorige punt, ons kan nie daai diere dan verkoop of self gebruik nie. Ek sal elke keer die ramme, of dan nou ramme moet gaan koop, wat natuurlik 'n finansiële implikasie het. So dis dan nou al wat ons hier gaan doen met hierdie gedeelte. Jy moet asseblief vir my daardie goed gaan merk in jou handboek, ken elke tipe teeling se definisie, sowel as die voor- en nadele. Ek het redelik vinnig deur die goed gegaan, gaan kyk asseblief in jou handboek en maak seker jy weet wat om te merk, maak seker jy kan die goedjies doen, en as ek te vinnig gegaan het, kan jy my enige tyd vra daarna, om dit weer vir jou iets te verduidelik, of jy kan enige tyd die video net weer kyk,
en dan maar net pause by die dele wat vir jou onverstaanbaar is en dan maar net dit weer en weer kyk tot jy seker is jy weet wat daar aangaan. Baie dankie manne, sterkte en geniet die tyd wat jy by die huis is. As jy terugkom, gaan ons weer lekker hard werk.